Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy vir ons 'n nuwe dag kom gee het en ons kan met groot sekerheid sê dat die Here ook in hierdie dag deur sy gees in ons wil werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Ons gaan vanmôre en vir die oggende wat kom so 'n bietjie stil staan by die gedagte van Hervormingsdag en wat dit vir ons beteken. En ek wil vir u die vers lees daar uit Hebreërs 13 vers 7. Die skrywer sê vir ons: "Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na." Nou baie duidelik kom die Hebreërs skrywer en hy sê vir ons: luister, daar is voorgangers en julle moet na hulle lewe kyk en julle moet hulle lewe gedenk en dan hulle voorbeeld navolg, hulle lewenswandel navolg. En een van hierdie groot figure in die kerkgeskiedenis, vriende, is die man Martin Luther. Nou Martin Luther was hierdie man wat die Here gebruik het om op te staan teen die vergryp van die Rooms-Katolieke Kerk in sy tyd, en die man wat opgestaan het vir die waarheid van die woord. En ons gaan vir julle 'n kort oorsig gee wat op hierdie dag gebeur het en waarom dit so baie belangrike dag in die kerkgeskiedenis is. En ek moet bely dat ek groot geword het sonder hierdie dag en ek het nooit gehoor van hierdie dag nie, en dit was eers op my kweeskooljare dat ek die vak kerkgeskiedenis gehad het en waar ek geleer het van hierdie baie besondere dag. En ek het dikwels daaraan gedink, waarom vier die kerk van die Here Jesus nie hierdie dag nie? Ons vier graag dae soos Kersfees en ons vier geloftefees, maar wat van hierdie besondere dag waar die Here 'n lyn in die sand kom trek het en die waarheid van sy woord kom eer het deur sy woord vir ons te gee, dat ons dit kan verstaan en kan begryp. Nou wat gebeur in hierdie tyd, vriende? As ons die geskiedenis gaan navors, dan sien ons baie duidelik dat die Rooms-Katolieke Kerk diktatorskap uitgevoer het, nie net in die kerk van die Here Jesus nie, maar ook in die land, en selfs die mense en die regeerders van daardie tyd was redelik bang vir die Rooms-Katolieke Kerk. Waarom? Want die paus het basies die troon van God op aarde beset, en hierdie man, die paus, was eintlik soos God op aarde, en daar was sekere dinge wat hy gesê het wat wet was, en mense het eintlik hom gesien as God se verteenwoordiger. Daar was ook baie wanpraktyke in die Rooms-Katolieke Kerk gewees. Ons dink aan sekere gebruike soos die aflaatstelsel, en dit het op 31 Maart 1515 begin plaasvind, toe daar toestemming gegee was deur Paus Leo, dat daar aflaatbriewe gekoop kon word om 'n kathedraal te bou vir die Romeinse Kerk. Nou, hoe hierdie aflaatbriewe gewerk het, vriende, dit was eenvoudig 'n brief wat jy kon koop, wat dan ook die sondes van jou of van jou afgestorwenes kan vergewe, of dan ook jou tyd in die vagevuur kan verhinder. Nou wat was die vagevuur gewees? Die Romeinse Kerk het 3 goed geglo. Eerste plek, as jy 'n goeie Rooms-Katolieke persoon was, dan sou daar genoeg meriete vir jou gewees het om in die hemel te kom. Dan was daar die minder toegewyde Rooms-Katolieke. Hulle sou 'n tyd in die vagevuur moes deurbring om hulle voor te berei vir die hemel, en dan die wat glad nie in die Romeinse Kerk behoort het nie, wat dan hierdie langer tyd in die vagevuur moes deurbring om hulle dan te reinig om reg te wees vir die hemel. Nou wat gebeur het as mense gesterf het, het hulle hierdie aflaatbriewe verkoop om dan ook die tyd in die vagevuur te verkort, en was daar dan ook 'n vergifnis vir sonde gegee deur hierdie paus en dan die persone wat die aflaatbriewe verkoop het. Nou, Martin Luther, wat 'n baie geleerde man was op daardie stadium, het al reeds afgestudeer, hy het 'n graad in die regte verwerf, en later ook 'n getroue student geword van die woord van die Here. Ons almal ken van sy geweldige omkeer, waar die Here sy siel kom red het, nadat hy die woorde gelees het van Romeine 1 vers 16 en 17, wat sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskryf is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou dis iets wat die Romeinse Kerk nie geglo het nie. Die Romeinse Kerk het geglo aan Christus en werke, soos die meeste kerke vandag maar nog steeds glo. Die Romeinse Kerk glo nie aan uit genade is julle gered deur die geloof en die geloof alleen in Christus alleen nie. Daar's altyd ietsie wat bygevoeg was, of dit nou die keuse van die mens was, of dit nou werk aan die ander kant was, en dis maar nog die gebruik in die deursnee kerk vandag en selfs sogenaamde evangeliese kerke, waar as die mens nie kan God nie, en Martin Luther het opgestaan, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Geloof is nie 'n werk nie, geloof is 'n geskenk wat God in jou hart vir jou gee, en daarom kan jy glo dat Jesus die seun van God is. Nou wat doen Martin Luther?
Op 31 Oktober 1517 het hy 95 stellings teen die Wittenbergse kerk deur vasgeslaan, waar hy 95 wanpraktyke in die Romeinse kerk dan uitgewys het en daarteen opgestaan het. Dit was die gebruik van daardie tyd. Hulle het nie posdienste gehad nie, hulle het nie selfone gehad nie, hulle het nie WhatsApps gehad nie, hulle het nie hierdie goed gehad nie. So, as iemand 'n vertoë wou rig, het hy hierdie vertoë van hom vas gaan slaan teen hierdie Wittenbergse kerk deur en almal kon dit lees en dan was daar gepraat oor hierdie bepaalde saak. Nou Martin Luther, wat op daardie stadium 'n dosent was, vriende aan hierdie Universiteit te Wittenberg, het dan ook hierdie sake neergelê en dan ook die Romeinse kerk uitgedaag om hom antwoorde te gee op die bepaalde vraagstukke wat hy gehad het. Wat doen hulle? Hulle het hom gedaag voor die konsilie van Worms en daar het hulle hom verplig om al sy werke te verbrand en ook dit wat hy geskryf het te herroep en dan die paus se gesag te erken. En vriende, vandag in kerke gaan dit presies dieselfde. Mense stel nie meer belang in die woord nie. Die oomblik wanneer jy hulle leerstellings uitdaag aan die hand van die woord, dan word jy geëlimineer. Glo my, mense is deur hierdie proses self. Jy word geëlimineer as jy nie saam met 'n kerk se leerstelling stem nie. En dan skryf van die groot predikers in kerke dat elkeen het sy eie tradisie waarvolgens hy die skrif verklaar. Wat 'n klomp leuns. 'n Mens verklaar die skrif nie volgens tradisie nie, maar volgens die grammaties-historiese verklaring van die skrif. Eenvoudig skrif met skrif. En die skrif kan nie teen homself praat nie. Ek het so 2 dae terug weer na 'n boodskap geluister van 'n prediker wat gepreek het teen die sogenaamde gereformeerde leer en die leuns wat hy blaatant van sy kansel kwyt geraak het aan die mense wat voor hom sit, wat bedien moet word met die woord, was eintlik vir my verregaande en ek het gedink aan, dis presies die herhaling van wat Martin Luther deur moes gaan in die tyd van die Romeinse kerk. Hy moes opstaan teen die valse praktyke van sy tyd en vandag is dit nog presies dieselfde. Jy glo of aan die kerk se leer, of jy word geëxkommunikeer, jy word uitgedryf. En Martin Luther moes ook op 'n punt kom, en hy moes gesê het, ek kan nie meer verder met die kerk se leuen saamgaan nie, die woord van God en die woord van God alleen. Wat gebeur met Martin Luther? Hy word voor die konsilie van Worms gedaag, en daar word hy dan ook die opdrag gegee om alles te verbrand, sy absolute loyaliteit aan die Romeinse kerk te verklaar. En hy sê hier die volgende woorde, ek lees vir u in Engels. Hy sê aan die einde van sy verhoor, nadat hulle van hom gesê het, dat hy moet terugkeer na die Romeinse gebruik, en hy sê vir hulle, luister, unless I am convinced by the testimony of the scriptures, or by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in councils alone, since it is well known that they have often erred and contradicted themselves. I am bound by the scriptures I have quoted, and my conscience is captive to the word of God. En hierdie vriende is die saak waar u en ek by moet uitkom. Ons moet stil staan by die woord van die Here. Luister, ek het groot geword met oorleweringe, tradisies, sekere genesingsskole, sekere mense wat ekstra genadewerke deelagtig geword het, mense wat sekere ervarings en belewennisse gehad het, mense wat die stem van God hoor, wat vir jou sê, God het vir my gesê, die Gees het vir my gesê, en al hierdie dwalinge en buitebybelse valse dinge was ek gebombardeer mee vir baie jare, totdat by die punt uitgekom het, dat ek in 'n kleiner mate ook moes opstaan en sê, ek kan nie verder met die leuen saamgaan nie. Die waarheid van God se woord is my belangriker as enige tradisie, as my opvoeding, as enig iets anderste. En ek moes standpunt ingeneem het vir God se woord. En die woord van die Here moet die lig vir my pad en lamp vir my voet wees. Ag vriende, u moet tog nie almal glo wat sê die woord van God is vir ons belangrik en ons kerk se lese is so sê die Here nie. Toets dit aan die hand van die woord. Die oomblik as jy iemand se leerstelling uitdaag en hy weier om met jou daaroor te praat, dan wys dit vir jou dat die woord van die Here ondergeskik is aan die leerstellings. En daar is hoeveel kerke vandag wat presies hierdie praktyk het. Daarom het ons nodig om 31 Oktober te herdenk, om mense weer op te roep en te sê, daag jou kerk uit oor sy leuns, daag jou kerk uit oor sy verkeerde praktyke, daag jou kerk uit oor sy tradisionele preek van die woord, wat nie skriftuurlik bewys kan word nie. En daag jou oudstes uit, jou leiers uit en sê vir hulle, sê vir my, wat sê die Here oor hierdie bepaalde saak? En dis die inleiding van ons boodskapie vir wat nog gaan volg. Vriende, uit hierdie reformatie of uit hierdie hervorming is daar 5 Saulas gebore. Ons gaan baie kortliks
daarna kyk met die gebed van my hart, dat u en ek sal sien, 31 Oktober is belangrik vir die kerk van die Here Jesus, omdat daar 'n man met die naam van Martin Luther opgestaan het, teen 'n bose praktyk, en hy het hierdie boosheid raak gesien, uitgewys, dit het hom sy werk gekos, dit het hom sy plek in die kerk gekos, maar vriende, dank die Here, ons kan die vrug eet daarvan. Vir baie jare was hierdie goed van my weggehou, en ek dank God, dat hy in Christus vir my genadig was, dat ek hierdie goed kon ondersoek en kon sien, wat protestantisme regtig beteken, wat gereformeerdheid regtig beteken, waar kom die regte verklaring van die skrif vandaan, en waarom word dit vir soveel jare onder die mat van tradisie, onder die mat van ervarings, van mistisisme, van stemme van God, dan verbloem is. En daarom is die gebed van my hart, dat die Here vir ons baie ryklik sal seën. Mag die Here vir ons wysheid gee, dat ons hierdie dag sal vier, nie om die dag te aanbid nie, maar die God wat vir ons genade gegee het, en 'n man met die naam van Martin Luther opgewek het, om op te staan teen die valse praktyke van sy tyd. Mag die Here ons ryklik seën, ons praat bietjie môre oor die Saulas. Mooi dag vir u verder, tada.